Goeiedag, my naam is Monica Potgieter en my kanaal se naam is Daar is Hoop. Vandag gaan ek praat oor die onderwerp van hoop. Ons lewe in 'n baie moeilike tyd en ek dink ons almal het 'n bietjie daardie hoop nodig. Bly gerus ingeskakel tot op die einde. Weet julle, daar sal altyd iets uitdagend wees in hierdie lewe. Soos ek nou met julle op hierdie oomblik praat, is die bergrivier besig om in vloed af te kom. Ek het al seker 5 boodskappe vanoggend gekry wat gesê het ons moet gereed maak. Dit kan geweldig baie water wees. Maar weet julle wat? Ons vertroue is in God. Dit is God wat gee en dis God wat neem. Ons kan net op hom vertrou. God is die skepper van die hemel en die aarde. Hoe sal dit wees dat hy verras word deur iets? God sal niks toelaat wat hy weet ons nie kan hanteer nie. En asof dit nie genoeg is nie, kry ons oral in die nuus weer eens die dreigemente van 'n nuwe epidemie. Daar's op die oomblik weer 2 wat nou hoogtyd vier. Maar ons vertroue bly in God. Dis waarop ons hoop is. 'n maand of so gelede is my motor deur iemand gestamp. Gelukkig het sy haar kaartjie op my deur gelos. Weet jy, ek het heel moedeloos gevoel toe ek dit sien, maar die probleem is ook opgelos. My hoop was in God. Dan hoor ons ook nou deesdae van AI en van aliens en dis dinge wat mense so angstig kan maak. Maar ons hoop moet op God bly. Ek wil hê julle moet terugdink aan tye in julle lewens waar dit gevoel het asof daar geen uitkoms is nie. Daar's geen hoop nie. Dink terug, skryf dit vir jou neer iewers in 'n dagboek en onthou hoe God vir jou 'n uitkoms gegee het. Dit is die hoop wat ons het in Christus. God gee vir ons om. Al kry jy slegte nuus oor jou gesondheid. Daar is hoop, want God gaan niks toelaat wat jy nie kan hanteer nie en waarvoor hy nie vir jou die krag sal gee nie. Ja, en al is daar probleme met finansies. Hou hoop in God. Hy sal voorsien. Dink aan die kere toe jy swaar gekry het. Die kere toe dit gelyk het, daar's nie 'n uitweg nie. Dink terug daaraan hoe God wel 'n uitkoms gebring het. So dis my boodskap vandag. Daar is hoop. Kom ons kyk bietjie wat sê die woord oor hoop. Hebreërs 6 sê hierdie hoop besit ons as 'n veilige en onbeweeglike lewensanker. Ons kyk wat sê die volgende vers. Hebreërs 11 vers 1. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Romeine 12. Verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Romeine 8 vers 24 tot 25. Ons is immers gered en ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens al sien, hoop hy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Psalm 148. Dit gaan goed met die mens wat sy hulp van God, van Jakob ontvang. Die mens wie se hoop gefestig is op die Here sy God. En dan weet ons, die grootste hoop wat ons het, is die ewige lewe by God. Kyk wat sê Openbaring 21. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. En 1 Korintiërs 2 vers 9 sê,
wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van die mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom liefhet. Dis darem 'n oneindige groot hoop wat ons het. Terwyl ek nou hierdie video maak, is daar baie verspoelings en natuurrampe aan die gang. Ons hoef maar net na die nuus te kyk. Huise is verspoel, brûe is weggesleer deur die water. Daar is geestelike reëls en wette in die geestelike riem en op die aarde. Onthou julle toe Satan vir Jesus versoek het in die woestyn? Matteus 4. Onthou julle Job se verhaal? Die aarde is nie ons finale woning nie. Hou moed, ons het die hoop van 'n ewige lewe by God, waar daar strate van goud is en waar daar geen trane of hartseer meer sal wees nie. Wat ook al jy deurgaan op die oomblik, ek hoop hierdie het jou bemoedig, want ons dien 'n almagtige God. Tot ons volgende keer weer praat.